Volg wat gesê is en wat gesin is. Brian, ek sê dankie vir wat jy ook gebring het. In die thermostaat 2 verskillende. Ek wil ook praat oor 2 verskillende groep mense in die kerkwêreld vandag. Is jy 'n thermostaat? Of is jy 'n thermometer? Wat maak jy, wat doen jy? Kom ons hoor wat sê die woord, net om met die praat oor ware aanbidders, true worshippers. Nou, ek gaan vir my sê, ja, ons is allemaal aanbidders, ware aanbidders. Ek wil amper die inleiding so begin voor my die tekst, of jy gaan jou Bybels oopmaak op Johannes 4:23-24. Almal sê in kerk, hulle is aanbidders. Ek weet in elke kerk vandag sit daar mense, as hulle aanbidders. Ek wil julle gedagtes 'n bietjie terugdraai, so 90 jaar terug, nie so lank terug nie. My oumas en oupas het nog daai tyd geleef, hulle het dit beleef. Dis nie so ver terug nie. Was daar 'n man met die naam van Adolf Hitler, wie onthou van hom, wie weet van hom? En wat hy gedoen het met die nasie, die Duitsers en so aan. En weet jy, hierdie man het hulle so opgesloot. Maar hulle was ook, hulle sê hulle is kerkmense, Christen. Daai soldate, die nazi's, het selfs gelowiges. Hoe kan jy gelowige wees as jy so 'n man aangehang het en hulle lewe gegee vir die nazi's? Hulle het nie terughou, totdat hulle moes retireer. Nadat hulle amper Rusland oorgevat het, en die Russe teen hulle gekom, die Engelse, die Amerikaners, die Franse, nadat Frankryk ingeneem was, daar inval in Frankryk van die Engelse en die geallieerde magte. Hulle moes vlug, maar hulle het geveg tot die einde toe, want hulle geglo aan Adolf Hitler. Hulle was kinders, hulle selfs kinders van die Here. Christene, kerkgangers. Meestal as van die Luteraanse kerk. Net so vandag tans mense in die kerk, wat sê ek is aanbidder, maar die verskil is 'n ware aanbidder. Is jy 'n ware aanbidder? En dis waar die verskil kom. Kom ons kyk 'n bietjie na Johannes 4:23-24. Maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Ware aanbidders, God soek dit. Met ander woorde, as daar ware aanbidders is wat die Here soek, is daar ook ander aanbidders wat in die kerk is. So ons moet onderskei, is ek 'n thermostaat? Of is ek 'n thermometer? Waar pas jy in vandag? Hoe lyk jy lewe? Kom ons gaan verder. Ek lees in die Engels, want daar is 'n baie belangrike punt hier, so but that now cometh, and now is when the true worship shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and truth. Maar ek begin dat the hour cometh, die uur kom, but it's now. It's now. Maar kom die uur, want Jesus sê, dat iets gaan gebeur. Jesaja 55:6 sê dit, soek die Here terwyl hy nog te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is. Wanneer gebeur dit? Wanneer die ware aanbidders besef die Here is hier. Nou. Wanneer die ware aanbidders sê ek wil die Here loof en prys, nou. Wanneer die ware aanbidders sê, Here, ek wil U naam groot maak. En dit is wat ons vanoggend gedoen het. Die wat saam gesing het, was so wonderlik, Brian sê, waarmee is jy besig? Sing, kan jy hande oplig, kan jy juig en jubel in die teenwoordigheid van 'n God.
Want dit ons doen ons om die Here se naam groot te maak. Hebreërs 13:15. Laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Gedurig. Met ander woorde, ek moes die verlede jaar die Here gedoen het nie. Nou moet ek gedurig besig wees om die Here se naam groot te maak. As Jesus vertoef om te kom, moet ek in die week die naam van die Here groot maak. As Jesus die volgende Sondag moet ek weer saam met die ander 'n loflied kan sing tot eer van die Here. Dis die ware aanbidders wat dit doen. Gewone aanbidders, hulle sit vanoggend in die kerk. Maar wat gebeur? Môre by die werk of by die skool, waar hulle ook al moet wees, is dan weg van hulle Christendom. Hulle was in die kerk, hulle is aanbidders, hulle het aanbid. Alles was nie ware aanbidders, die ware aanbidders, gedurig deur, dag en nag moet jy aanbidding wees by die Here. Wie van u het al wakker geword met 'n lied in jou binneste? Met 'n danklied, Here, dankie dat U my deur die nag bewaar het. Dankie was met my. Wie van julle as jy in die kar ry, dan sê besig met die Here. Dis nie net 'n Sondagoggenddiens of 'n geleentheid nie. Dis gedurig elke oomblik van my dag moet ek weet, dis 'n nou oomblik om 'n ware aanbidder te wees. Dis waar we gaan. En dit is nou, en nou is. Nou in die Grieks is my mooi woord. Beteken none. Dis nie 'n non nie. Beteken nie, it's niks nie. It's a primary participle of present time, now. Now is the time of the true worshippers. As Jesus vertoef om te kom, einde van die jaar kan nog nou wees, om te aanbid en lof te bring. Dis jou keuse vandag, en my keuse, gaan net 'n Sondag aanbidder wees, wat kerk toe kom op 'n Sondag, ons laat om saam met die kinders van die Here te wees, of gaan ek nou, en môre, elke oomblik, elke dag, die Here loof en prys. Gaan ek die ware aanbidder wees vir alles. Hosea 10:12 sê die volgende, saai vir julle volgens die eis van geregtigheid, maal in ooreenstemming met die liefde, braak vir julle 'n braaklam, want dit is tyd om die Here te soek, totdat hy kom en geregtigheid oor julle laat reën. Dit is tyd om die Here te soek, en hoe gaan ek die Here soek? How am I going to seek God in my life? To be a worshipper, to honor Him, to glorify His name, to make known His name. Dis al wat kan tel in hierdie tyd, dis wat ons gaan deurdra. Jesaja 57 vers 15, want so sê die Hoë en die Verhewe wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam, ek woon in die hoogte en die heilige plek en by die verbryselde en nederig van gees. Hy sê, is daar, maar hy woon by ons, verbryselde stik, dit kan het wees, nederig van gees. Ek luister nie weer na 'n YouTube van 'n pastoor wat aangevat is oor sy manier van dinge doen, en hy antwoord die persoon terug. Ek wil sê verskrikwekkend. Hy is 'n hooggesiende pastoor in die land. En hy antwoord die ander pastoor wat 'n bietjie aangevat het oor sy hoogmoedigheid en sy dinge wat hy doen. En die verkeerde pastoor sê, ek gaan daai man reg sien, en iemand sê vir hom, maar jy moet hom vergeef en vryspreek. En die pastoor sê hierdie woorde, as ek klaar is met hom, dan sal ek hom eers vergeef. Hoogmoedigheid. God is met ons, wat sê hier is ons. Ek is daar, om wat te doen? Om te laat herlewe die gees van die nederiges, en laat herlewe die hart van die verbrysseldes. Herlewing is op pad vir ons JPK. Hoor dit, die herlewing van God is op pad vir ons as ons onsself as ware aanbidders nie gaan aanskou nie. Dit bedoel ons gaan ware aanbidders wees, gaan ons die kragwerking sien van die Heilige Gees in ons midde.
dan is die krag van God sien werk, en ek glo dit sal so wees, ek roep dit, dat dit so sal wees, dit is my gebed, dat mense sal inkom met krikke, en die uitstap met die kruk in die hande, dat mense in rolstoel sal inkom, dat hulle sal uitstap met die rolstoel, wat hulle self uitsoek, verlang jy daarna, wil jy dit sê, dit gaan kom, wanneer ons ware aanbidders gaan wees, gaan God werk, en hy gaan hy lewens sê aan die nederig, en hy gaan hulle lewe. The King James said it on the past, for this is the high and lofty one that inhabiteth eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, with him also that is of the contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones. Die Here wil ons hê. Hy wil met ons wees. Hy smag ons op te tel. Wanneer gaan dit gebeur? Wanneer die ware aanbidders wat doen? Jesaja 29:13 sê, en die Here het gesê, omdat die volk nader met hulle mond en my eer met hulle lippe, terwyl hulle hart ver van my hou, sodat hulle vrees vir my 'n aangelede mense geword is. Sien, dis die aangelede aanbidders is. Hulle is geleer. Hoe baie keer hoor ons dat, ag, wil jy nie jou hande oplig? Dit moet van self kom. Is nie self van, ag, kom ons aanbid nou die Here nie. Dit moet nie self wees, ag, julle sê soos 'n klomp dooie stil mense. Nee, dit moet bestaan uit jou binneste uitkom om die Here te loof en te prys. Nie soos die wat net hulle lippe die Here wil aanbid nie. Hoe lyk die ware aanbidders? Romeine 12:1-2. Hoe gaan dit daar gebeur in ons lewe? Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle liggaam stel as 'n lewende, heilige en God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Dit is die verskil van 'n ware aanbidding. Hy gee oor, hy offer homself aan die Here, sê Here, my alles op die altaar. Ek is hier om die naam te loof en naam groot te maak. Ek is hier by mekaar saam met my broers en susters om die naam van die Here te verhef. En nie net op 'n Sondag nie, maar Maandag tot Vrydag tot Saterdag tot weer Sondag gaan ek die naam van die Here uitdra, dat mense moet weet, dat is iets anders te ek is 'n ware aanbidder. Dis waaroor dit gaan. Ek herinner my, en ek pleit dat ek moet weer terugkom, van ons ouwe gade sal onthou, hoe baie keer mense, kinders van die Here, ware aanbidders gestop, sê ek sien, daar is iets anders in jou gesig blink, daar is iets anders in jou, hoor is dit nog vandag? Ek glo die tyd gaan kom, dat die Here ons gaan herstel, dat ander gaan weer sien, ons is ware aanbidders, when the Holy Ghost shone in every face, die Vader en Gees sal aanbid, dis wat ons moet doen, worship the Father in Spirit, Jeremia 29:13, en julle sal my soek en vind, as julle my vra, met julle hele hart. Sien, 'n aanbidder is nie bekommer daaroor nie. Ag, we gaan huis toe, môre sal nog om 'n weer kerk toe, maar die ware aanbidder soek God met sy hele hart, met sy hele wese, sê Here, hier is ek lê myself voor u genade troon, ek gee oor aan u Here. Here is moet met my wees, ek kan nie sonder u pad stap, I can't go without him, I need him every moment, I need him. Psalm 29:1 gee aan die Here, o hemelinge, gee aan die Here eer en sterkte, gee aan die Here die eer van sy naam, aanbid die Here en heilige sieraad. We will see the Engels, give unto the Lord, O you mighty, give unto the Lord glory and strength, give unto the Lord the glory due to his name, worship the Lord in the beauty of holiness.
Die mooiheid van heiligdom en van heiligheid maak sy naam groot vanoggend. Loof hom, prys hom. Lees dat Psalm 71 vers 23 sê, maar my lippe sal jubel as ek psalm sing tot u eer, en my siel wat u verlos het, my lippe sal jubel as ek psalm sing. Bedoel jy dit uit jou hart uit? Om die Here te aanbid? Ons maar net 'n psalme sang, ek sal maar saam sing. Nee, uit jou hart uit kom dat jou lippe jubel, is lekker om die Here se naam groot te maak, dit is wonderlik. Ek wil jy aanmoedig, raak betrokke met waaraan bid en kyk wat kan gebeur. Die Vader in waarheid sal hom bid, dis wat ons doen. Worship the Father in truth. Psalm 61 vers 8. My mond is vol van u lof, die hele dag van u roem. My mond is vol. Dis eintlik 'n mooi vers. As jou mond vol is van lof, is dit nie vol van kindertaal nie. Dink daaraan. En waarom bid is om ons vol van lof? Kolossense 3:16. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid, leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Want die binnekant. Het jy al agtergekom? Wanneer jy die Here loof en prys, gaan jy sing. En jy is werklik besig met die Here. Dan is jy nie bekommerd oor jou bankrekening nie. Jy is nie bekommerd oor die omstandighede daar buite, die probleme nie. Jy is nie bekommerd oor wat gebeur by die werk volgende week nie. Want jou hart is vol. Dit loop oor van blydskap om die Here te loof. En ek wil vir u sê, is die moeite werd om die Here te loof. Ek het telkens in my lewe omstandighede ervaar, situasies ervaar, wat mense dink is onmoontlik. Dan sien ek dit en ek waar dit en begin ek die Here loof en prys. Weet jy wat gebeur? As ek weer kyk, is daai probleem vergeet en is agter my. Ek staan hier. Ek weet nie hoe nie. Maar God weet. Maar my hart is vol blydskap. Want ek die Here geloof en prys, hy met Heer gedra. Want die Vader soek ook mense wat ons so aanbid. Dit is God se begeerte, die wil van God. Hy wil hê jy moet ons so aanbid. Hebreërs 12:28. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Ja? My eerbied is 'n lofsang aan U. Here, ek is nie groot in myself, maar Here, ek wil U naam groot maak. Ek wil 'n onwankelbare koninkryk ontvang. Ek wil dankbaar wees. Met my loflied teenoor die Here. Lukas 4 vers 8. Baie belangrike skrif. Jesus en die Satan, die duiwel. Satan wil die Here sy sienwyse omkeer, verlei. En hy sê vir die Here self, die mag is in my hande om alles vir jou te gee. Hy sê Lena, hy het gedink hy gaan Jesus so blik. En alles behoort in die Vader. En Jesus antwoord en sê, kom gaan weg agter my Satan. Want daar is geskryf, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Moenie val vir die vyand se grappe nie. Moenie sê, ag,
Jy weet, ek kom kerk toe, die mense sien my raak, en ek sê, waarom bidde? Sê, Satan weg is jy. Ek wil die Here my God dien, met alles wat in my is. En dit soos lewens moet bly. Psalm 95, vers 1 en 2. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig ter ere van die rots van ons heil. Laat ons sy aangesig tegemoet gaan met lofsange om toe juig. Ek wil hier roep, kom, laat ons jubel tot eer van die Here. En jubel is 'n mooi saak. Jubel is nie so, ek loop die Here. Ons loop die Here saam met die engele staan. Jubel is laat jou voete loskom. My voete tap die rit, my hart is vol lof. Begin die Here loof en prys. Moenie bang wees daarvan nie. Maak jou hart oop. Ons het 'n diens in een van die gemeentes daar in Randfontein waar ons was. En die gees van die Here is Vaardag. Ons hou in die skoolsaal, hou ons kerk. Plankvloer, plat. En terwyl ons so sing, my oor sy wees met die Here. En daar was net 'n klein spasie tussen my en die sieke instrumente staan agter en ek voel my iets 'n wind wat verbykom. Dis wonderlik. Maar kyk nie. En ek voel die tweede keer, kom in die wind by my. 'n derde keer. Toe hoor ek eers na die diens wat gebeur het. Een van ons tweelingvroukie staan ook gesê, vir die gees van die Here oorvat, toe jubel sy jy, en sy begin hardloop op daai gladde saalvloer om in die banke. Sy die eerste ronde gehad, en toe hoor ek daarna, die tweede keer, toe skop sy haar skoene uit, op haar sykouse, hardloop sy om daai banke wat en daai vloer wat glad is, sy klein nie is nie. Want sy het gejubel in die Here. En dan iets gebeur daar ook. Laat los in die Here. Begin die naam van die Here groot maak. Ons is waar aanbidders. Want die Here is goed, gaan hy verder. Sy goedertienheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Dit het nie ophou, lofsang en lofaanbidding en om die Here te loof en te prys, het nie 20 jaar terug opgehou nie. Dit was nie deel van die ou Pinksterbeweging nie. Van geslag tot geslag, dit is vir ons ook bedoel om die Here te loof en te prys in die tyd. Om sy naam groot te maak. Waarom biddes, loof hom, prys hom met alles wat in jou is. Maak sy naam groot. Die Here is ek. En ek glo vanoggend gaan u dit invat en ek wil glo dit van ons volgende Sondag by mekaar kom. Wil ek sien hoe julle waarom biddes is, dat ons gaan die Here loof en prys, ons gaan nie stil staan nie, sê wat gaan nou gebeur nie. U is die termostaat wat dit gaan bepaal wat gaan gebeur. Nie ek nie. Is die termostaat wat God se goedheid en guns in jou lewe gaan bepaal, deur jou aanbidding, deur jou lof. Hoe meer jy die Here gaan loof en prys, hoe meer gaan jy die goedheid en guns van die Here sien in jou lewe. Waarom biddes? Ek roep u tot 'n punt van ware aanbidding. Kom ons bid saam. Vader, sê dankie dat die uur het gekom, dat die Vader ware aanbidders soek, die wat om gees en waarheid aanbid. Here, dankie dat ons kan deel wees van die wat in hierdie tyd nog op die aarde is, om die Here te aanbid in gees en waarheid, met alles wat in ons is, dat die Heilige Gees sal net oorneem in ons lewens. Ons wil weer die krag van en werking van die Heilige Gees sien in ons lewens.
Ons wil weer mense sien tot aankeer kom tot bekering kom. Ons wil weer hoor dat mense, ek wil saam met jou na die huis van die Here toe gaan, want ek hoor die Here is daar. Dit moet ons lese wees, Here. Wanneer ons ware aanbidders kan wees, gaan iets gebeur in hierdie gemeente en dan gaan iets besonders plaasvind. En Here, ek roep 'n gees van ware aanbidding oor elkeen van ons, dat ons sal sê, Here, ek is moeg van net aanbidding. Ek is moeg net daar te wees, ek gaan sing, ons gaan huis en kom weer terug. Ek wil die Here aanbid in gees en waarheid. Elke dag van my lewe, elke oomblik, en ek glo dit sal so wees, dat elkeen van ons, ek roep dit, dat die gees van die Heilige Gees, elkeen sal wakker maak in die oggend, met 'n lied op ons lippe, wanneer ons vanaand gaan slaap, met 'n lied van dankbaarheid. Môreoggend baie keer, Here, ek bid dat dit so ver tot ons slaap, dat ons so agterkom ons is besig om 'n loflied te sing tot eer van die Here, want ons wil die Here glo vir 'n wonderwerk, 'n besonderse 2025, soos God se Gees kan werk soos nog nooit van tevore nie. Ek bid dit in die mooi naam van Jesus. Amen. Baie dankie, die Here seën julle. Bid vir julle, die Here seën hierdie week wat voor lê. Dan volgende Sondagoggend dan weer by mekaar en die Here wees met u. Baie dankie. Halleluja.